Goeiemôre en 'n baie hartlike welkom ook vir jou wat saam met ons reis in hierdie ruimte waar ons ook stil word by die woord, wat ons sê dat die woord vir ons 'n lig is, 'n lamp is wat ons lewens verlig, wat ons lewens ook rig in die spore van die Here se liefde en sy geregtigheid. Ons staan vanoggend en in hierdie week staan ons stil by 'n Psalm. Psalm 32 wat ook ons rigsnoer en ons lig gaan wees in hierdie week wat kom. 'n Gedig wat Dawid skryf. En hy gee dit die opskrif: U het my skuld vergewe. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sondes vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer, soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog. Soos water in somerhitte, toe het ek my sonde bely, my oortredinge nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid. Selfs vloedwater sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Miskien as jy hierdie Psalm lees, is ons vraag ook vir vandag is, wat is daardie gedeelte wat vir jou uitstaan? As jy hierdie teksgedeelte en met die Psalms kan mens dit eintlik nogals werklik doen, wanneer jy die Psalms lees en amper in 'n stilte verkeer as 'n gebed, om hierdie Psalm wat Dawid skryf, 'n gedig te skryf, om dit vir jouself toe te eien, asof dit 'n gebed is wat jy self tot God bid. Wat is daardie gedeelte wat vir jou uitstaan? Vers 2 val op 'n soeklig wat my laat dink aan 'n gedeelte waar ons ook by die senior Bybelstudie by Witgoud saam reis deur Romeine, en hoe dit uiteindelik vir ons kom wys dat dit gaan nie oor, as ons Romeine 4 lees, waar dit gaan oor God se belofte, ook Abraham wat deur sy geloof wat hy vrygespreek word, maar nie dat hy getrou is en die wet onderhou nie. Dit maak almal wat uiteindelik ingesluit word by Abraham se nageslag en die mense wat ook sal volg, is dat wanneer ons geloof ook in Christus, in sy vryspraak, dat dit die belofte wat ons aan vashou, dat dit die rede is dat ons van ons sondes vrykom en dat ons verlos word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortredinge nie toereken nie, en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Amper hierdie veronderstelling is, maak binne in my, Here, hierdie stroop my van my valsheid, en omdat U nie my oortredinge toereken nie, en ek vrygespreek word, nie deur wette te onderhou nie, maar deur die geloof in die opgestane Here, kan ek nie as om my lewe met dankbaarheid te bring in 'n lewe van offer en prysgawe, my lewe so te wy ook aan die Here nie. Mag jy in hierdie dag, in hierdie week wat vir jou voorlê, hierdie teks, hierdie Psalm self bid, dit saam lees, dit bedink, dit oordink, en mag jy ook beleef hoe jy die vryspraak en die vrede van die Here ook in jou lewe op 'n diep vlak ervaar. Kom ons bid saam.
O wonderlike Here en Gees van die lewende God, U wat ons oortredings nie toereken nie. Here, ons bring ons lewens na U toe en sê ons stroop ons van ons valsheid. Vergewe ons sondes. Here, maak ook sodat ons voor U kan lewe as mense wat weet dat hulle deur U vrygespreek is. Maak ons gereed, berei ons voor, ook in hierdie week om so te leef as mense wat die getuies is. Ons loof en prys U wonderlike naam. Amen. Mag jy die vrede van die Here ook beleef. Totsiens.